Goeienaand vir al die pragtige mense wat op hierdie derde geleentheid van Pinkster ingeskakel is. Ons glo dat vanaand weer 'n besondere wyse is waarop ons ook die Here kan leer ken en deur hom ook bedien word. Ons vra sy seën. Here, ons Here, dankie dat ons ook in hierdie aanduur so by mekaar kan wees. Dankie vir die voorreg wat ons het, hierdie besondere aand ook opnuut weer in u teenwoordigheid te kan verkeer. Wil u self vir ons die leermeester wees, wat vir ons lei en leer in u woord. Helder ons verstande daarmee ook op. Amen. Nou ons teksgedeelte van vanaand kry ons in Romeine 3 vers 1 tot 31. 'n hele klompe verse. Maar ek gaan weer soos die ander aande maak. Julle kan die pausknopie druk en dan gaan julle dit eers gou lees. Wonderlik. Ek is so dankbaar julle het dit mooi gelees en al die interessante verse wat daar staan. Almal is sondaars en is gered deur Jesus. Dis ons tema. Martin Luther se grootste worsteling het gegaan oor die vraag: waar vind ek 'n genadige God? Terwyl hy nog 'n monnik was en in 'n klooster gebly het, het hy hom telke male so gekastei en gepynig. Selfs op so 'n mate dat die bloed geloop het. Langs hom het 'n ander ouer monnik gewoon en moes hy die worstelende Luther elke dag aanhoor. En op 'n dag kon hy dit nie meer hou nie. En hy stap om na die jong Martin Luther toe en hy gaan sit die Bybel voor hom neer en hy maak oop by Romeine 3. Lees dit asseblief voor jy weer so te kere gaan. Hierdie teks het die jong Martin Luther so aangegryp dat hy begin het om die hele Romeine brief deur te lees en te bestudeer. En ons weet waar dit geëindig het. Tot dusver in ons reeks het ons gesien dat Paulus skryf dat ons ook al na mense wat sonder God is kan kyk. Vers 1. Romeine 1. Of ons kan kyk na mense met God. Romeine 2. En as ons die twee vergelyk, dan sien ons, daar's geen verskil tussen hulle nie. As ons verder in die brief van Romeine lees, dan word dit nog duideliker vir ons gesê. Niemand kan sê dat hy beter as 'n ander mens is. Niemand staan ten volle gekleed voor God nie. Ons is almal nakend en hy kyk dwars deur ons. Niemand kan vir hom enige iets wegsteek nie. Hy sien ons soos ons is. Dis hoe die regte, egte mens lyk. Die beste beskrywing wat ek nog geraak geloop het, staan kort en kragtig opgeteken in die Heidelbergse Katekismus vraag-antwoord 5. Kan jy dit alles, dit wil sê die wet van God, nakom? Nou kom my antwoord, nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dit wat Paulus sien in Romeine 3, lyk ook nie goed nie. Nou as dit 'n prentjie of 'n skildery was, dan gaan ons beslis nie daarvan hou nie. Ons gaan probeer om daardie prentjie weg te steek, of op 'n plek te bære waar niemand dit sal kan sien nie. Dit is wat hy sien. Ons is almal in die mag van die sonde,
vers 9. Niemand staan in die regte verhouding tot God nie, vers 10. Niemand vra na die wil van God nie, vers 11. Niemand doen goed nie, vers 12. Almal is bedrieglik, vers 13, ensovoorts, ensovoorts. Voorware baie ellendige prentjie, geen wonder, ons wil dit nie in ons sitkamer hang, waar almal dit kan sien. Gelukkig is dit nie die einde van die brief nie, want op so treurige noot wil niemand hê sy geloof moet opbegin nie. Al wat ons kan red van die ellende waarin ons onsself bevind, is 'n ingryping van God se kant af. Dit word beskrywe in vers 21 en verder. Hoor net die evangelie in hierdie woorde. Maar nou het die vryspraak deur God in werking getree. En dit kom nie deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo, sonder onderskeid, Jood, nie Jood, godsdienstig, nie godsdienstig, kerklik of nie kerklik nie. Geen onderskeid maak God van sy kant af nie. Verder, sonder dat hulle dit verdien, vers 24, dit wil sê uit genade, vrygespreek, vanweë die verlossing wat Jesus bewerk het. En hoe het Jesus die verlossing bewerk? Hy is die offer wat deur sy bloed die versoening bewerk het. Uit hoofstuk 1 en 2 van Romeine sien ons hoe die mens gelyk het. Dit was die toestand waarin hy homself bevind het. Hoe kan hy daaruit ontsnap? Hoe kan hy loskom daarvan? Hy kan nie. Hy kan nie. Op geen manier kan die mens homself bevry uit hierdie gat waarin hy homself bevind nie. Om vir iemand te vra om homself te bevry is net so absurd soos om vir 'n drenkeling te vra om homself uit die bruisende watermasse te red. Hy het iemand van buite nodig of 'n wonderwerk. Maar terwyl ons dit sê, moet ons byvoeg. Die mens gaan tog probeer. Hy gaan op allerhande maniere probeer om homself los te kry uit hierdie penarie. Die Jode probeer om dit reg te kry deur die wet te onderhou, en hulle kon dit nie. Kon dit nie doen nie. Jy kan nie met die wet opklim na die hemel en toegang tot God kry nie. Die wet het nie genoeg trappies nie, en boonop staan die wet teen die verkeerde muur. As jy opklim met daardie trappies, gaan jy nie by God uitkom nie. Dalk gaan jy net jouself vind. Nou die skildery of die prentjie wat wys wie ons is en wat ons wil wegsteek, het ons natuurlik probeer oorteken of herstel, sodat dit daarom net 'n bietjie beter lyk. Maar helaas, die eindresultaat is nog erger as wat dit was. Dit is die rede waarom Jesus gekom het. Hy het na vore gekom om te doen wat ons nie kon regkry nie. Wat maak Jesus so besonder? Hy het die versoening bewerk tussen God en die mens. Hy het die sondige mens geneem en hom in die teenwoordigheid van God ingebring, sonder dat die mens enige aandeel daarin het hy dit gedoen. Hy het niemand se toestemming daarvoor gevra nie. Hy het dit net gedoen. Ek dink dit is die groot waarde wat ons derde belydenisskrif, die Dordtse leerreëls, opnuut beklemtoon het. God gryp in mense se lewens in, van buite af. En die verlossing wat hy bewerk,
is nie iets wat hulle aandeel in het nie. Alhoewel hulle wel deel daarvan is dit tot hulle voordeel. Aangesien hierdie verse dan ook sentraal staan in die brief van Romeine, is dit verstaanbaar dat dit ook sentraal funksioneer in die reformatie of die hervorming. Dalk het u al die woord toesegging gehoor. Dit is wat dit beteken om die verlossing te ontvang, want dit word aan jou toegesê. Jy kry dit net. Die gelowige mense wat buite die reformatie staan, kyk na die mensdom en dan verklaar hulle, mense, julle moet julle bekeer tot God, want julle is verlore, julle is op pad hel toe. Die reformatie kyk na die mens en hy verklaar, mense, julle is gered deur die verlossing van Jesus Christus. Sy genade word aan julle toegesê. Dit is vry en verniet. Dit is soos Efesiërs sê, 'n geskenk. Dit word aan jou geskenk. Het jy nou iets om op te roem, vra Paulus, vers 27? Nee, beslis nie. Want niemand kan opstaan en daarop roem dat hy of sy in sy verloste toestand beter as 'n ander is nie, want die redding kom van buite af op jouself. Dis nie iets wat jy gedoen het of wat jy bereik het nie. Jy's nie beter as ander nie. Jy het nie meer waarde as 'n ander nie. Jy het nie beter gepresteer as 'n ander nie. Alles is net genade, en genade beteken jy het dit nie verdien nie. Niks in my en jou het God gesien wat daartoe aanleiding gegee het dat hy ons gered het nie. As jy tot God gekom het, was dit nie omdat jy tot God gekom het nie, maar omdat God tot jou gekom het. Dit is nie al nie. God kies ook nie kant nie, vers 29. Is hy die God van die Jode? Is hy die God van die heidene nasies sonder die Jode? Nee, hy is God, die God van almal. Alle volke, nasies, tale. Niemand word uitgesluit en geen uitsondering word gemaak nie. Amen. Here, ons is in die hand. Ons kan nie sonder U tot redding kom. Daar's nie 'n manier hoe ons kan opstaan uit die sonde en onsself kom vrymaak nie. U het dit gedoen aan ons, in ons en deur ons. U vat ons in die hand en U lei vir ons, sodat daar waar ons is, nou, op hierdie tyd, is ons daar, omdat U ons daartoe gebring het. Seën vir ons dan nou saam, sodat ons ook in U teenwoordigheid al die seëninge wat U vir ons geskenk het, kan ontvang. Amen. En 'n pragtige mooi aand ook verder vir julle, en ons sien mekaar weer môre.